Hallo julle, Hallo daar. ons is 'n bietjie op 'n totaal ander plek in 'n ander konteks. Ons was hierdie week het ons die predikante van KwaZulu-Natal se predikante konferensie gelei waar ons met hulle gepraat het oor die tema Pastor, pas jouself op. Ja, so julle kry ons in 'n baie rou formaat. Ek voel 'n bietjie soos ons is soos Tarzan en Janie in die oerwoud. Dit is so lekker. Dis by Port Edward. En is heerlik om 'n bietjie by die warmte en by die see te wees. Ja, ons het nou net so vinnige dippie vir oulaas in die see gevat. Ons het vanmôre klaar gemaak. Ons het maandagmiddag hier aangekom en vanmôre klaar gemaak. So toe dog ons terwyl ons in hierdie mooi omgewing is met die see in die agtergrond dat ons hierdie week 'n bietjie met julle gesels en iets hiervan met julle deel. Dit was 'n baie besonderse ervaring gewees. Ja, dit was baie lekker. Dit is net so 'n hartverwarmende ervaring om nuwe mense te leer ken en iets van hulle storie te hoor en iets van ons storie te deel en net daai lekker gemeenskap wat 'n mens gevoel het, né? Dit was regtig. En KwaZulu-Natal is een van die kleinste nodes binne die NG Kerk. So dit is nie 'n verskriklike groot groep nie, hoewel hulle was hier so by 35, 36 predikante. En ons het gepraat soos ons gesê het, pastor, pas jouself op. En ons het gewerk, dit het toevallig so uitgewerk, maar ek dink dit pas by die see tema dat ons dit bespreek het aan die hand van die profeet Jona. Ons het hierdie paar dae by Jona stil gestaan. En op die ou einde het ons agtergekom en ons het die tema self so 'n bietjie toe nou verander. En ons het gesê pastor, pas jou binnereis op. Ja. Ja, ek dink Jona het ons self so 'n bietjie onkant gevang want dit is nie net daar's baie om die lyf van daai storie. Ja. En baie onder die oppervlak. So dit wil lyk na iemand wat selfsorg nou baie hy het baie mooi na homself gekyk. Hy het nie dinge gedoen wat teen sy grein is nie. Hy gaan lê en slaap as daar 'n storm op die see is. Hy was nie 'n uitgebrande pastor. Nee, so mense onder sê dis 'n goeie handleiding vir 'n pastor. Ja. Maar dan onderliggend kom jy agter sy selfsorg was eintlik baie sleg vir sy siel, vir sy binnereis, vir sy binne groei. Ja. En sy verhouding met God. Ja, en die ironie was dat Jona nie eintlik 'n binnereis gehad het nie. Ja. En daar gebeur ontsettend baie dinge met hom, maar dit maak nie 'n verskriklike groot indruk of 'n verskil in terme van sy onvergenoegdheid en sy bitterheid en sy siening van ander mense en wat moontlik vir God is. Baie ego, eintlik maar net 'n ego. Jy sien eintlik so mooi 'n ego persoonlikheid in aksie. Dis wat heeltemal oorgeneem het. Daar's nie eers 'n klein stukkie van 'n bewussyn van iets meer. Ja. En dit is net sy eie dit wat hy dink reg is, dit wat hy wil hê. Dis eintlik verstommend om dit so duidelik uitgebeeld in die Bybel te sien. Ja. En wat ons ook gesê het, dat Jona het beslis baie dinge beleef, hy's oorboord gegooi. Hy was in hierdie vreeslike storm, hy was in die vis se maag. 'n Mens kan ook 'n goeie krisis by 'n mens laat verbygaan. Sonder dat dit 'n mens regtig diep raak of dat 'n mens daardeur beïnvloed word. Of dat dit groei by jou toe. Of dat dit groei by 'n mens bewerkstellig. So dit was net regtig baie interessant en dit was lekker om dan ook so tussendeur met die predikante en die insette wat hulle gelewer het. Daar het soveel mooi dinge. Sulke mooi goed. Mense wat nou Hebreëus baie goed ken en vir mense mooi die verduideliking kan gee van die verskillende woorde en die speling. Ek het so gehou van wat Sarah gesê het van die manlike en vroulike terme. Wanneer die
wanneer Jona ingesluk word, is dit 'n manlike vis. Wanneer hy binne in die vis se maag is dit 'n vroulike vis. En wanneer hy weer uitgespoel word, is dit weer 'n manlike vis. Ja. En wat ons baie oorgesels het, is die simboliek van die tye, die dagtalle in die boek van Jona. Ja, met ander woorde, dit is sulke tydsindelings wat alles daarop dui dat dit oorgangstye is, tye wat gewoonlik in die Bybel geassosieer word met transformasietye, 3 dae, 40 dae, 3 dae en 3 nagte wat hy in die vis se maag is en al hierdie tipe dinge. 3 dae wat hy deur die stad Ninive loop en Ja. die boodskap lewer van hulle. Maar dat die transformasie dan nou nie by Jona plaasvind nie, dat hy tot die dood toe verbitter is en in kwaad soveel is, woorde dit vir God sê. maar dan ook die baie interessante verskynsel dat Jona ontsettend oop eindig. Daar is nie 'n slot nie, daar is nie 'n afsluiting van wat gebeur nou verder, wat het met Jona gebeur nie, omdat hierdie briljante skrywers eintlik wil sê, maar julle gaan nou hierdie storie van Jona voortsit. Julle was nou saam met Jona op reis en julle kan krities wees en julle kan baie dinge oor Jona sê, maar hierdie is ook julle reis. So dit was net 'n ontsettende interessante stuk materiaal wat met ons gewerk het Ja. en dit was lekker om dit saam met die predikante te doen en dit was lekker om dit in hierdie konteks te doen. Baie rustig, dis 'n rustige sinode. Dit is hulle pas aan, hulle is 'n minderheid in terme van taalgroep. Afrikaans sprekendes is in die minderheid hierso in KwaZulu-Natal. So hulle moet op baie maniere aanpas en by die nuwe omstandighede nuwe bedieningstegnieke en metodes vind. So hulle is ook 'n kreatiewe sinode. Maar baie rustig, baie aards. Ja. So dit was regtig vir ons 'n baie ryk ervaring. So ons vertrek nou vandag hier van Theo Strand af, Port Edward. En dan gaan ons by vriende kuier en oorslaap in Howick. En dan gaan ons Vrydag, dan gaan ons terug Wakkerstroom. Ja, so dis lekker om net vir julle te deel so met die see in die agtergrond die hele tyd. Is mens bewus van die see en dit het net 'n uitwerking op mense. Ja. Dit is so, maak jou so rustig. Ja. Baie lekker om met julle te praat. Baie dankie vir al die terugvoer oor die verhale wat julle Ja, dit was nou baie interessant. Want dit is ook interessant. Jona is een van die kortverhale in die Ou Testament. Saam met Ester en Rut en Josef is Jona een van die regtig goeie kortverhale in die Bybel. So hy pas so in hierdie verhale of narratiewe siklus waarmee ons nou besig is in ons gesprekke met julle. Maar baie lekker om dit met julle nou ook van hier van Port Edward af te deel. Mooi bly almal. Goed gaan, tata.